Dis die waarheid. En Ja. partykeer kom ek agter dat ons alles so groot probeer maak, maar eintlik moet ons dit net alles terugbring na die basics toe, want dis partykeer wat mense mee sukkel is. Ja. En ek dink dis baie keer, en jy gaan dit nou baie begin ervaar met jou kinders, want ons baie keer wat jy sien nog, hulle doen ietsie en jy soos, dis nie wat jy moet doen nie, maar jy hou jou mond, jy meng nie in nie, want hulle moet hulle koppe staan. Boys, we better run. 'Cause when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush. 'Cause when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride. Goeiemôre julle, welkom by nog 'n episode van die Hans Smit Show. Ek is Adrian Skeepers, ek is die gasheer van hierdie kanaal. Vir die van julle wat vir die eerste keer hier is, baie welkom. Dit is lekker om julle hier te hê. En net om vir julle te verduidelik waaroor hierdie kanaal gaan, is dit is bloot om God te verheerlik. Dit is ons kry mense wat hulle stories kom vertel van hoe hulle by Christus uitgekom het en hoe hulle eintlik maar tot redding gekom het. En dit is uit en uit net om vir mense dan hoop te gee dat geen nie om waartoe jy gaan nie. Daar's 'n moontlikheid vir jou om by Christus rus te kry. En want ek kan getuig daarvan en ek kan vir julle sê 99% van my gaste kan getuig daarvan dat hulle almal op 'n punt in hulle lewens was waar hulle gedink het God kan hulle nie red nie. Ek is te vuil, ek het te veel goed in my lewe aangevang. En dit is nie die waarheid nie, dit is 'n leuen van Satan. So jy, geen nie om wat se bad stuff jy aangevang het nie, geen nie om waar jy jouself nou bevind nie, daar is hoop vir jou en dis hoekom ons hierdie gesprekke hê. Ek gaan nie te lank julle ophou met die intro nie. Ons is bly om julle hier te hê en ons is dankbaar dat julle hier is. As julle so gelei voel, like asseblief die video, comment, los vir ons 'n opmerking, share asseblief die video. En dan gaan ek julle voorstel aan my gas. Vanoggend het ek vir Percy hierso by my. Ek gaan nie eens probeer om sy van te sê nie, want daar's 'n storie daar agter. Sy vrou, ek het hom nou ontmoet deur sy vrou. Sy vrou is die local barista hierso by ons pleite en ek het hom ontmoet en toe sy vir my sy nommer gee, toe ek hom wil nooi om op die show te kom. Toe sê sy vir my, probeer sy van sê en ek het baie erg misluk daarin. So ek gaan dit vir jou laat, Percy. Maar sy naam is eenvoudig Percy en hy is 'n pastoor hierso by 'n local gemeente hier, 'n Prisma gemeente. Is Prisma gemeente, né? En hy is die pastoor en soos ek verstaan werk hy aanvanklik hoofsaaklik met die jeug. Ja. Okay, great. Maar Percy gaan julle 'n lekker agtergrond gee. En hy gaan sy van vir julle noem. Maar Percy, baie welkom. Baie dankie. Dit is baie lekker om jou hier te hê. Ek is opgewonde en ek sien uit na die chat, man. Ja. Maar gee jou intro. Vertel my wie jy is, want ek ken jou ook nie goed nie. En gee my asseblief jou van, laat ek dit nie weer verkeerd uitspreek nie. Okay, ja, ek is Spesiale Percy Ndabugelayo. So ek is eintlik 'n Zulu en dis waarvan my van dan vandaan kom, Ndabugelayo. Ja, 'n 12 letter lang van Ndabugelayo. Ndabugelayo. Het ek hom nou reg gesê? Yes. Okay, great. Ja, dat is die naaste wat meeste mense kom, so ek aanvaar dit. Ja, so ek is Percy, ek is 'n die jeugpastoor by Prisma gemeente. Ek is nog besig met my studies. Ek het nog so 'n jaar en 'n half om te gaan met my studies, maar ek werk hoofsaaklik met die jeug en die young adults en ek is nou so 3 jaar, die 2de Mei hierdie jaar of hierdie maand eintlik, is ek 3 jaar by Prisma gemeente. Nice. En ek sal julle 'n bietjie agtergrond gee oor hoe ek by Prisma gemeente uitgekom het. So Asseblief. in matriek
is ek gedoop en daar's vir my gesê dat hulle ervaar 'n sterk roeping op my lewe. Yes. En in daai oomblik dink ek nie enige jong mens of tiener is regtig bewus van wat dit beteken of Ja. hoeveel weight dit eintlik is nie. En ek was baie opgewonde oor dit en aansoek gedoen by 'n gemeente in Bethlehem met my genader en ongelukkig het dit toe nie uitgewerk nie. En ek het na matriek toe gaan werk as 'n boilermaker en 'n rigger en vir 'n hele rukkie lank daar gewerk. So 3 jaar. Sorry, kom ons gaan 'n bietjie terug. Waar was jy op skool? Laerskool Oosterkruin. So ek het in Germiston Primrose groot geword. So Okay. ek is in Germiston Yes. groot geword, Johannesburg se kant. Ek het in Laerskool Oosterkruin laerskool gegaan en hoërskool Goudrif toe gegaan vir hoërskool. So my ma is 'n bediende en die mense waar voor sy werk sy al 26 jaar vir. Regtig. So ek het saam met hulle kinders het ek groot geword Yes. en dis hoe die Afrikaans in my lewe ingekom het. Okay. So van kleins af is dit Afrikaans deur en deur. Ja. En saam met hulle op laerskool gewees. Hulle E.G. Jansen toe gaan, ek het Goudrif toe gegaan, was bietjie nader Yes. aan die huis. Yes. En ja, dis hoe ek toe Nice. groot geword het. Ek wou sê jou Afrikaans is beter as myne. Nee, ek probeer net my beste. Ek probeer reg net my beste. Okay, Baie cool. So jy was daar op skool, boeties en sissies? Ek het een sussie, Okay. Mercy. Yes. Sy Percy sewe- en Mercy. Percy en Mercy. Love it. Okay. En sy is 7 jaar jonger as ek. Ja. Maar in die begin was dit 'n challenge geweest, maar nou is dit soos amazing en Yes. ons verhouding is baie goed vir Great. die sussie. Waar is sy in die lewe? Net Sy vandag? is nou in matriek hierdie jaar. Okay. Sy maak skool klaar. Ek kan dit nie glo nie. Ja. As elke keer wat ek gaan kuier en haar sien, dan is ek net so trots op wie sy is en wat sy word. Is sy ook in Goudrif? Ja, sy is nou Okay. in Goudrif. Dis ja, awesome, sy gaan man. nou amper klaar. Hoorie, ek wil net vinnig op daai 3 jaar opmerking, dan kan jy aangaan met jou storie. Jy is 3 jaar by Prisma gemeente in Mei. Ons is 3 jaar oud in Mei, hierdie show. Ja, ek het gesê. So dis awesome. Ja, En ja. dis net vir my soos wow. Ek weet nie hoekom nie, maar dis vir my cool en is profound dat ons albei, jy's 3 jaar nie in jou bediening nie, maar by jou bediening Ja. waar jy nou geplant is. En ons is 3 jaar met die Hansman show. So dis regtig vir my cool. Maar anyway, kom ons gaan aan asseblief met jou storie, ja. Ja, ek het in die konstruksiewêreld gewerk en meeste mense weet dit is nie die beste plek om te wees nie. Daar's 'n paar rowwe manne daar so en so aan en die manier hoe mense besigheid doen en wins probeer maak is maar snaaks. Maar in daai tyd was ek nog steeds betrokke by my kerk gewees. Ek het in 'n Christelike huis groot geword. Aan die Gerda en Oom Eugene het regtig sterk waardes in my gesit saam met my ma en die manier wat hulle my groot gemaak het 'n groot rol gespeel in die persoon wat ek vandag is. Yes. Oom Eugene is eintlik die worship leier gewees by die gemeente wat ek was, AGS Primrose Oos. Yes. So ja, ek was baie betrokke daar en in matriek het ons jeugpastore 'n ander beroep aanvaar. Toe vra hulle my en een van my vriendinne Meliska om die jeug te vat daar. So, en ons het dit ook redelik vir 'n hele rukkie geran daar. So ek was heeltyd betrokke gewees in ietsie by die kerk. Ek was altyd gewillig om te help en 'n hand te leen. En in die tyd wat ek gewerk het, het ek regtig net 'n honger gehad om meer te doen, maar daar was nie meer wat ek kon doen in die oomblik nie. En ek was op 'n mannekamp gewees in Pretoria. Ja. En toe het pastoor Kobus uitgereik om my teen my gebel en gesê as jy 'n kans het, kom bietjie deur Pretoria toe en dan gesels ons bietjie. En toe sê ek hom ek is klaar in Pretoria. O ja. En toe na die mannekamp toe het ek net met hom gaan gesels en toe het hulle my die beroep geoffer by Prisma waar hulle vir my studies betaal en hulle vir my verblyf gee. Sure. En dan werk ek en studeer voltyds daar by hulle. En dis hoe ek by Prisma gemeente opgeëindig het. Ja. Dis baie cool. So, hoe oud was jy toe? Okay, dis nou 3 jaar terug. So jy was 23, 22 daarom. Ja, 22. Ja. Yes. Yes, ja. So, het jy altyd soos na hulle nou hierdie kind of kom ons sê maar geprofeteer het oor jou dat jy hierdie roeping het en jy weet jy dalk geroep word na bediening toe. Was dit 'n goal vir jou om by die bediening uit te kom of was dit net kind of soos okay, dit het nou nie uitgewerk nie, so kom ek gaan nou maar net aan met my lewe en sien wat gebeur. Ja, ek het die hele tyd aan dit vasgehou. Maar dit was amper soos 'n belofte van die Here af om te sê dat jy het gesê ek gaan in bediening tree, soos dit moet gebeur. Ek het hierdie geleentheid gehad, het dit nou deurgeval, maar daar moet iets anders te wees. Daar moet nog 'n deur wees en snaaks genoeg in hierdie tyd wat ek gewerk het en waar ook al ek gegaan het, het daar vreemde mense
dit net geconfirm. So, die een keer moes ek gaan vir 'n aflewering en ek gaan om die aflewering te maak en ek stop daar en die sekuriteit roep my toe een kant toe en hy sê vir my, die mantel wat jy dra is 'n groot mantel. Sure. En ek okay, goeiedag. En ek het nie verstaan wat dit eintlik beteken nie. En nou wat ek meer begin research en ondersoek doen en kyk na goedjies, beteken seker goed meer as wat 'n normale mens sal dink. So en ook in my tyd wat ek gewerk het ek paar plekke gaan kuier en lekker goedjies gedoen. En ek is in hierdie kuierplek en nog iemand kom na my toe en ek ken hulle van geen kant af nie en hulle sê vir my dat jy weet jy moenie hier wees nie. In my kop is ek ja, ek weet ek moenie hier wees nie. En hy sê vir my dat jy is iemand wat mense wat in plekke soos hierdie is, moet uitlei en moet help. En dit meer as een keer het dit gebeur waar iemand na my toe kom en dit net confirm. So ek het geweet dat iewerste gaan dit uitwerk en ek het dan vasgehou en nog steeds probeer uithelp by die jeug en betrokke wees by die kerk. En nou is dit 'n werklikheid vir my waar ek met jong mense werk, waar ek met young adults werk, waar ek geomring is deur mense wat passievol is om jong mense te help en ek wil graag hê dat hulle nie die lang pad moet omloop nie, maar direk net in die Here is. Sure, dis baie cool. Ek like dit en ek soos jy nou sê, jy het ook 'n bietjie van 'n detour gehad al in jou lewe en ek dink ons almal is daar gewees. En ek wil jou daar's eintlik twee goed wat ek jou wil vra. So dalk is dit 'n tweevoudige vraag. Die een is daai bevestiging is en ek wil net jou opinie hoor. Is daai bevestiging is eintlik belangriker as die eerste inspraak in 'n mens se lewe, nê? Want ek dink ek het al mense gehad wat en dit gebeur, dis eintlik 'n normale ding by soos hipercharismatiese kerke wat jy weet daar's 'n profeet wat kom praat en ek weet nie altyd hoe ek daaroor voel nie en ons hoef nie daarop in te gaan nie, maar ek voel daai bevestiging is belangriker as daai eerste woord, jy weet daai inspraak. Want ek het al mense gehad wat oor my geprofeteer het en dan lei dit my half in 'n rigting wat ek dink nie eintlik die rigting is wat die Here vir my bepaal het nie. En dan obviously was dit 'n vals, nie, ek sê nie die persoon is 'n vals profeet nie, maar dit was nie 'n woord van God af nie. En so ek dink is so belangrik om daai wat jy nou gesê het, daai bevestiging deur die woord, dink ek eerste, en dan natuurlik gaan God mense oor jou pad stuur. En ek dink soos ek het 'n vriend wat altyd sê God bevestig altyd goed 2 keer. As dit van hom afkom, dan sal jy die woord kry, jy sal 'n bevestiging uit die skrif uit kry en dan sal dit op een of ander manier of dit nou 'n bumper sticker is en of dit nou 'n liedjie is wat op die radio aankom op die regte tyd en of dit nou iemand is soos wat in jou geval fisies na jou toe kom en sê hey, ek ken jou nie, maar jy moenie hier wees nie. Verstaan jy? En ek het 'n voorbeeld van hierdie is ook net om te getuig van wat jy nou gesê het, want ek dink baie mense dink soos ag, dis bog. Nee, hoe kan 'n random persoon na jou toe kom in 'n klub of in 'n kuierplek of wat ook al en vir jou sê jy hoort nie hier nie. En God doen sulke goed, want ek het seker 'n jaar terug toe ek op 'n bad plek met hierdie show, met die Hansman show. En ek het gedink ek wil opgee. Verstaan, ek was net soos is dit regtig 'n roeping hierdie van God af? Is dit regtig iets wat ek moet doen? En ek het dit bevraagteken en ek was onseker en daai oggend is ek net op 'n bad plek en ek ry Plato toe, nie na hierdie een toe nie, want hy was nog hier nie, na die ander een toe in Magalieskryn. En dan kom 'n random ou na my toe en hy sê vir my, "Jesus, ek wil net vir jou sê, moenie ophou met jou show nie." Sure. En soos net uit die blou uit. En obviously het hy nou al die show gesien, so dis nie dat ek vir hom vreemd is nie, maar die feit dat hy dit vir my kom sê, net, dis die eerste ding, hy het net na my toe gekom en vir my gesê, ek wil net vir jou sê, ek voel gelyk met vir jou sê, moenie ophou nie, met jou show nie. En ek sê soos, okay, obviously is dit 'n bevestiging van die Here af. En toe, is dit die eerste ou gewees, en seker 2 dae later, toe kom alweer 'n random ou na my toe, ook by die pleite, en sê vir my, jy moenie ophou nie, Ja. En toe sê ek net so, okay. Okay, cool. So, maar in elk geval, dis die een ding, en dan die ander ding is, ek stem saam met jou, so jy kan nou reageer op dit,
ek wil net daai aan hierdie volgende punt nog noem, want anders gaan ek vergeet. Die ander ding is, ek het 'n lang detour gevat. En jy's heel wat jonger as ek. En dit klink vir my jou detour was nie so lank soos wat myne dalk was nie. Maar ek het so half in daai 3 jaar videoetjie wat ek gemaak het ek so half meer van my storie vertel van na ek actually die laaste keer so seriously tot bekering gekom het ek selfs na dit weer afgewyk. Yes. En die Here moes my terugbring. En baie mense vra my soos, hoe voel jy daaroor? En ek is dankbaar vir dit. Ek is nie bly daaroor nie, maar ek is dankbaar vir dit. Ek is dankbaar dat dit met my gebeur het, want dit sit my in 'n situasie waar ek hierdie gesprek kan hê met ouens wat baie erger af is as jy, of af was as wat jy was, of wat ek selfs was. Ja. Ouens wat op straat gebly het as gevolg van meth addiction, of wat ook al dit was, jy weet. Want I know, ek weet waardeur hulle gegaan het. Want my addiction was dalk nou nie drugs nie, maar dit was tog 'n vorm van 'n drug. En ek het ook met dit gestoei en ek het ook met dit gebattle en ek het ook, dit was 'n 15 jaar journey van inspraak, die eerste inspraak van God af, tot waar hy my regtig kom vrymaak het van hierdie goeters. So dit was nie van, ek het die besluit gemaak, en so wat is jou gevoel oor dit ook? So ek wil, daar is nou 2 goeters, ek hoop ons kan hom terugbring, maar ek wil weet wat is jou gevoel daaroor, want die Bybel in Romeine sê tog vir ons, God sal alles ten goeie meewerk vir die wat geroep is tot sy doeleindes. Ja. Nou dis nie, ek sê nie dis 'n green card om te gaan party en om te gaan doen wat jy wil nie, maar as jy dit gedoen het, kan God dit terugbring, right? So So op die eerste punt waar God 2 of 3 bevestigings kan bring deur die woord, deur mens en deur inspraak van ander mense, wil ek net 'n kort puntjie noem om te sê dat ek het 'n rukkie terug het ek geleer dat 'n profesie of iemand wat vir jou 'n woord gee is nie konkreet nie. Dit is nie dit gaan so gebeur nie. Dit is meer 'n uitnodiging na jou om te sê dit is wat kan gebeur. So as jy dit gaan vat jy dit, as jy dit los jy dit, maar jy kan nie later terugdaar en sê God het gesê dat ek eendag 'n mega kerk gaan hê en dan sit jy net terug en wag vir dit om te gebeur nie. Jy moet aktief iets doen om daarby te kan uitkom. En dit vat soveel gehoorsaamheid vir iemand om na 'n vreemde persoon toe te gaan. Ek weet self, partykeer dat ek soos hoekom? Maar om dit te kan doen en vir iemand woord te gaan gee, is 'n groot ding. So die gehoorsaamheid is 'n groot doel. En dan die tweede deel van die vraag. Ja, die tweede deel is eintlik maar net soos, obviously, ons wil nie hê mense moet die detours vat nie. Ja. Maar daai detours is in baie gevalle voordelig. Voordelig? Is dit die regte woord? Want God kan dit gebruik, verstaan? So, maar ek sê nie, dis 'n moeilike ding. Is eintlik 'n catch-22, want jy wil nie vir 'n ou toestemming gee om te gaan leef nie, right? En dit is nie eintlik leef nie. Dis die ding. In daai oomblik dink ons, dis lewe. Nou lewe ek doen wat ek wil, ek's vry. Maar eintlik is jy 'n gevangene in soveel maniere. Jy's gebind deur sonde eintlik maar. Ware vryheid kom deur Christus. En dit gaan jy nie besef tot jy by hom is nie. Maar so dis eintlik maar net dit is 'n groot deel om te sê, want ek kan nie byvoorbeeld vir jou sê om iets te doen of hoe om deur dit te reageer. Die mense reageer op sekere situasies verskillend. So as ek deur iets gaan en jy deur iets gaan ons dalk anders reageer. 2 mense kan deur 'n abusive pa grootgemaak word en hulle albei reageer verskillend teenoor dit, maar omdat hulle deur dit gegaan het, kan hulle praat uit 'n perspektief en 'n oogpunt van iemand wat self daardeur is. So ek dink ons lewenservaring is belangrik om daarop te gaan terugkyk en te kan sê ek was daar gewees, ek was in depressie of ek was iemand wat baie anxiety gehad het en God het my vrygemaak daarvan en ek kan nou praat uit 'n posisie van vryheid. En nou kan ek jou hand vashou en jou daardeur vat en gewoonlik, baie keer gebruik God dit wat jy deurgaan om ander mense te help om deur dit te kom, want nou hoef hulle nie uit te figure dat ek moet eers gaan drink of eers gaan rook of eers, nou kan hulle dadelik na jou toe kom en jy kan hulle help om na God toe te gaan sonder om al daai ander
goedjies te try gebruik of die gat te vul in jou met Ja. ander goed. Ja. Want die enigste persoon wat daai gat kan vul is Jesus. Ja, amen. Daai cliché, the God-shaped hole. Ja, the Maar God-shaped dit is hole, ja. 'n cliché because it's true. Dis die waarheid. En Ja. partykeer kom ek agter dat ons alles so groot probeer maak, maar eintlik moet ons dit net alles terugbring na die basics toe, want dis partykeer wat mense mee sukkel is Ja. om Bybel te lees elke dag, Ja. elke dag te bid. Dis Ja. letterlik die basics wat daarop bou om jou Ja. te help om te kan lewe. 100% man. Ek moet sê soos as ek moet sê as ek een ding moet noem waaroor ek spyt is, dat ek so lank detour gehad het in my lewe is. Ek kan net imagine waar my knowledge nou al sou gewees het as ek vroeër net commit het en gesê het. Want die realiteit is ek fail nog steeds staan om elke dag Bybel te lees en om soos dedicated tyd met die Here te spandeer. Ek bid die heeltyd. Ek is die heeltyd in gesprek met God en ek verstaan en ek sê nie dis die regte manier nie, maar my relationship met God is soos ek is konstant eintlik in gebed. Verstaan, is nie 'n ding van ek moet gebid voor of ek moet verstaan, is soos ek praat die hele tyd met die Here. Ja. Soos as ek deur 'n moeilike ding gaan of ek weet nie wat ek moet doen nie of ek sukkel met iets of ek soos asof God is soos en hy's nie hierdie genie nie. Hy's my pa. Ja. Verstaan jy? Want ek meen en ek verstaan nie baie mense kan relate met hierdie of nie almal kan relate met hierdie nie, maar ek het 'n pa wat as my kar se brieke skree, dan bel ek hom en vra vir my pa, my brieke skree, wat kan ek doen? En dis hoe God vir my is. Ja. Dis soos ek is die heeltyd in gesprek met hom. So ek weet ek het 'n goeie verhouding met hom en nog steeds voel ek convicted dat ek nie altyd my Bybel lees nie. En dis nie 'n bad ding nie. Want dit is nie 'n condemnation nie. Dit kom nie, dis nie 'n plek van guilt nie. Dis 'n plek van klim in die woord in. En ek dink net soos as ek 15 jaar van dit gehad het, waar ek nou al sou wees net in my knowledge. Jy weet want wat die Bybel sê, faith comes by hearing and hearing and hearing. En hoe hoor jy die woord van God as jy lees dit of jy gaan luister na preke of jy gaan kerk toe wat ook al. So dis nie net kerk toe gaan nie. Ja. En ek dink dit is 'n ding wat ek eintlik nogal graag sou wil aanspreek is soos jou relationship met God is nie 'n once a week thing nie, dis 'n daily thing. Ek dink life begins actually after you walk out of church. Ja. Verstaan, dis is nou begin my relationship. Jy weet, daai is net 'n katalisator eintlik soos ek gaan kerk toe want Paulus sê vir ons ook die bymekaarkoms van gelowiges is belangrik, iets wat jy nie moet mis nie. Maar dit is baie meer as net op 'n Sondagoggend by die kerk. Jy weet vir 'n uur of 2. It's much more than that. It's like ek en jy wat gaan koffie drink en praat oor die Here. Ek en 'n selgroep of Bybelstudie of wat ook al dit is. Daai is 'n toegewyde lewe saam met Christus, right? Ja, ek stem 100% saam met dit om te sê dis baie maklik om gelowig te wees met gelowige mense. Ons kan kerk praat en Bybel praat, maar totdat ek by my werksplek kom waar daar 5, 6, 7, 8 mense is wat nie glo nie en wat dalk in iets anders te glo, dis wanneer jou geloof regtig getoets word. Is hoe gaan ek nou hierdie persoon hanteer wat glad nie glo nie? Hierdie persoon wat dalk sleg praat of lelik praat of laster of nie mooi praat nie. Hoe gaan ek reageer teenoor hom? Dalk is ek die enigste Bybel wat hy te doen gaan kry in sy lewe. Yes. So tot 'n koffie drink en dan gesels ons en van daar af word iets in my geplant, iets in jou geplant en ek vat dit huis toe en ek gesels met my gesin daaroor. Ja. Jy gesels met jou gesin daaroor Yes. en dit word meer as dit. As ons kyk na die konsep van tiende en ons gebruik dit eintlik amper buite konteks om te sê dat 'n Sondag is nie eens 'n tiende van jou week nie. Daai 2 ure wat jy op 'n Sondagoggend in die kerk spandeer, dis nie eens 'n tiende van jou tyd in die week nie. So jou persoonlike verhouding met God is dit, jou persoonlike verhouding. Ons kan saam gaan selgroep toe gaan, saam Bybel lees, saam worship, maar dit voeg nie by my persoonlike verhouding met God nie. Ja, dit versterk dalk my kennis en dra by en encourage my, maar dit is nie my persoonlike verhouding of tyd met God nie. Dit is jou eerste prioriteit. En partykeer gaan jou week besig wees en ek dink nie God gaan ons straf omdat jy nie elke dag saam tyd spandeer het nie, want hy verstaan, hy's 'n liefdevolle Vader. Maar hy geniet dit dat as jy in sy teenwoordigheid is en in hom indruk en dit indrink en partykeer nie eens gaan om te vra of om Bybel te lees nie, net om by hom te sit
net om by hom te wees, dink ek maak 'n verskil. Ek glo wat jy sê van daai stilnis, want dis iets waarmee ek sukkel. En ek dink dis eintlik hoekom ek dink die Sabbat nogal 'n belangrike ding is om soos tyd te vat en af te skakel. Ek sien dit altyd soos ek glo daai stukkie van Dawid wat hulle praat van Dawid het homself ontkleed en hy het homself ontbloot voor die Here. En baie mense dink is weird, om nou kaal te gaan dans voor God, maar dis soveel meer as net daai physical act. Dit gaan oor die ontbloting gaan oor ek kan niks wegsteek van God af. Ja. Ek kan niks van die Here wegsteek nie. Verstaan? En Dawid het geweet God sien my hart. Ja. Hy sien sy hart. Verstaan? Dit gaan nie oor hierdie kaal ou waar daar staan en dans nie, maar dit gaan oor die act of soos alles neer te lê voor Christus. En dis ietsie waarmee ek baie keer sukkel, want ons is in 'n samelewing waar alles is gejaagd en mense soek goed nou en dis instant gratification Ja. en as ek 'n antwoord nodig het, dan kan ek gaan Google of selfs nou ChatGPT of verstaan jy, en dit is vir my soos al hierdie goeie steel by Christus. Al hierdie goeie steel by God, want as ek 'n antwoord nodig het, ja, ek gaan ook op ChatGPT, ja, ek gaan ook op Google. Maar ek was nou net op Google want ek wil kyk of ek 'n paspoort kan doen deur my bank, right? Want ek wil nie by die departement gaan sit en wag vir 2 ure nie. En goeie nuus as jy kan, net op 'n side note. Maar as ek regtig sukkel en dis eintlik my punt is, as ek regtig sukkel, dan gaan ek na God toe en ek sê Here, ek kry nie die antwoord vir hierdie ding nie. En weet jy hoe getrou is hy? Soos dit kan 'n simpel ding wees soos my kar wil nie start nie of ek kry nie my sleutels nie of ek sê soos Here help my. En baie keer is dit nie, dit klink soos 'n simpel ding, maar dit kom regtig uit 'n plek van oorgawe. Ek gee oor aan U en Here asseblief, ek kry nie die oplossing nie. Help my net. En dan kom dit. En dan is dit gewoonlik soos een keer, nee, en hier's 'n voorbeeld van dit. Ry ek en my hele gesin, ons is op die highway, dit sous, dit reën kliphard. En my kar se brieke sies, vir een of ander rede, ek het geen idee hoekom nie, maar my kar se brieke lak. En ek is soos gelukkig in die stadige baan, maar ek het soos 120 gery. Dit is verskriklik gevaarlik. En hier trek ek af in die geel lyn of die noodlyn en ek is soos wat doen ek nou? En die eerste ding is, ek bel my pa. Ek sê pa, my brieke het gesies, wat moet ek doen? Hy sê soos nie 'n pomp en probeer alles wat hy sê niks werk nie. Ek sê vir hom, okay, ek bel pa nou en ek sit die foon en ek sê Here asseblief. Ek weet nie wat om te doen nie. Ons sit in die middel van die hoofweg. My gesin is in die kar. Asseblief. Wat moet ek doen? En ek ervaar in my hart die Here sê vir my, skakel jou kar af. Soos draai die sleutel af, haal die sleutel uit, pomp jou briek soos 'n paar keer en sit hom aan. En ek doen dit, nê. Daar's dit reg. En ek is net soos Here, hoe awesome is U? Ja. Maar as ek net eers na hom toe gegaan het, verstaan jy, maar jy's so panicked en jy's so, wie gaan my nou help? Maar eintlik is hy soos, ek's hier. Ja. Ek's hier, hy soos, ek imagine partykeer en ek wil nie vir God verklein nie, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar ek dink partykeer soos, hy's hierdie little league coach wat daar staan in die hok en hy's net soos, ek het die antwoord vir jou. Kom net na my toe. Yes. Kom net na my toe. Ek weet wat jy moet doen. Right? En ek dink dis baie keer en jy gaan dit nou baie begin ervaar met jou kinders, want ons baie keer wat jy sien nog, hulle doen ietsie en jy soos dis nie wat jy moet doen nie, maar jy hou jou mond, jy meng nie in nie, want hulle moet hulle koppe staan. En dan kom hulle na jou toe en dis daai hele ding van baie keer ons lewe in 'n mindset wat ons nie vir God wil goed vra nie, want ons dink is klein. Ons dink ons wil nie hierdie klein dingetjies na God toe vat nie. Maar jy as 'n pa sal nou verstaan, as jou kind na jou toe kom en hy vra vir jou hulp, gaan jy vir hom sê nee, ek kan jou nie nou help nie. Jy gaan alles doen om daai kind te help. Al weet jy nie wat die antwoord is nie. Gelukkig
weet God wat alles hy ja. ken alles. Ons weet nie altyd wat die antwoorde is nie, maar hy is net so gretig en dis hoekom hy relationship geskep het. Laat ons kan verstaan die manier hoe ons oor ons kinders voel en hoe ons graag ons hulle wil help en die goed wat ons partykeer die frustrasies dalk selfs wat ons teenoor dit voel. Ja. Ek dink God het daai goeders in ons in ons ingebou want dit is dieselfde kind of goed wat hy het teenoor ons. En ja, in elk geval, ek gaan nou op hierdie lang rant eintlik net om te sê soos hoe gretig is hy om ons te lei en om ons te help en my gaan toelaat laat ons koppe stamp. Nee? Ja. Maar ja, sorry, ek daar's nie eintlik 'n vraag nie. Dis net soos 'n saamstem. ja, dis net 'n discussion point want ek dink dit soos ek wens dit ons kan op 'n punt kom waar ons regtig na God toe gaan en nie bang is om na hom toe te gaan nie, want ek dink niks is te groot of te klein vir hom nie. En Jesus gebruik dit. In Matteus praat hy van die mossies en hy sê as God die mossies kan voel, Ja, dat sy vir hulle kan sorg. hoeveel te meer sal hy nie? Hy sê julle is soveel meer werd as 'n swarm mossies. Ja, Hoeveel te meer gaan hy nie vir ons sorg nie? As hy en daar sê hy, as hy na die kleinste dingetjie kan omsien, hoekom sal hy nie na jou omsien nie? ja. Hy noem ons sy kinders. So hoeveel meer kosbaar is ons as die gras wat hier is vandag en weg is môre. Ja. Exactly. Jou, God is goed, julle. God is goed en hy's lief vir jou, net soos hy vir ons is. En eintlik wat ek wil sê is, ek wens net ek kon in daai elke oomblik in daai wete leef, verstaan, want ons is baie keer geneig om eers dinge self te probeer oplos, self te probeer die oplossings vind en eintlik is hy net soos kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, ek sal jou rus gee. Ek het die antwoord, ek het die oplossing. Hoekom kom julle nie na my toe? Ja. Maar ja, presies, so vertel ons 'n bietjie van julle bediening van die jeugministry en soos wat julle alles doen en ja, vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, by Shine Youth is dit 'n jeug wat ek en Caleb het dit saam gedoen in die begin. Caleb het 'n beroep aanvaar en nou hardloop ek Shine Youth op my eie op die oomblik. Maar ja, die aktiwiteite wat ons doen is ek is nou in die oomblik of in die proses om 'n band of 'n jeugband aan mekaar te sit. So as daar mense is wat advies het daar buite, is ek meer as gretig om te luister en te hoor. So ek is op die punt waar ek nou meer sensitief wil wees oor nie net talent nie, maar ook die hart en die visie daar agter om iets groter te bou as net mense wat talentvol is met instrumente en so aan. So ek is besig om dit bietjie uit te werk en te shift. En op 'n jeugaand so ons hardloop van 6:30 van 6:00 tot 7:30 is ons bymekaar. Dan worship ons gewoonlik saam en dan deel ons woord saam. En ja, so ons doen partykeer ons uitreike waar ons na ander jeugaande toe gaan en met ander jeug bymekaar kom. Ek is bietjie betrokke by skolebediening. So ja, dis nog nie so groot nie, maar dis besig om te groei. Wat doen julle met julle skolebediening? So op die oomblik bedien ons by Northridge Primary. Ja. En ons bedien die kinders daar op 'n Dinsdag. Ja. So ons bring vir hulle woord wat prakties is op hulle vlak en ons sing saam, dans. Saalopeninge partykeer as daar is, maar hulle doen nie meer soveel saalopeninge nie. En dan was ek ook betrokke geweest by Hoërskool Montana. Waar hulle die VCSV hardloop. Ja. Ja. Dis cool. Ek het 'n vraag vir jou. Hoe belangrik dink jy dit is dat kerke want ek het nog hulle ek wil vinnig 'n agtergrond gee. Ek het so 7 jaar terug 'n kerk geplan saam met 'n vriend van my, hy's die pastoor. Die kerk doen baie goed, is in Irene. En so ook 'n jaar terug, verlede jaar het ek ervaar, is eintlik die Here so in Februarie met my begin praat dat ek moet die kerk verlaat. En ek soos, yes. Ek het 'n bietjie met hom beklei daaroor, jy weet, soos nie beklei nie, maar ek was onseker en ek het soos heavy gebid daaroor en eintlik die Here so op 'n vraagteken, maar hoekom sal u laat ek
my lei om 'n kerk te plant saam met my vriend en dan moet ek na 7 jaar loop by die kerk. En in elk geval, ek het met my vrou daaroor gepraat en sy het vir my gesê, sy ervaar dieselfde. En toe het ek in Mei met my Paul gaan praat en van wat die pastoor is en ek was deel van die kerkraad en natuurlik nou 'n stigterslid en goeters en ek vir hom gaan sê, hoorie, ja, dis wat ek voel en hy het vrede gehad en toe sit vir my ook 'n bevestiging dat ek moet gaan. In elk geval, langs storie kort, ek is nog nie by 'n spesifieke gemeente betrokke nie, maar in hierdie jaar het ek so baie geleer oor kerk en ek het besef, okay, dit is hoekom die Here my bietjie wil wegvat, dat hy my kan leer oor kerk. En ek is nou op 'n punt waar ek voel die kerk is obviously die Sondag by mekaar kom is super belangrik, en wat ek nou genoem het, it's not what dit is nie die be all end all van Christendom nie. En dis wat ek moes leer, is die kerk is alles. Die kerk op 'n Sondag is 'n funksie van die liggaam van Christus. Wat is al die ander funksies? En dit is die ding wat ons miskyk, dink ek, baie keer as jy vasgevang is by 'n gemeente en jy bedien net daar. Nou, ek wil nie jou op 'n moeilike spot sit nie, maar ek wil by jou weet, soos hoe belangrik dink jy dit is dat gemeentes moet begin uitreik? En ek praat nie van om sendelinge op te lei en hulle in Afrika in te stuur of wat not nie, want die ministry, disipelmaking, alles gebeur is veronderstel om jou te gebeur. So ja, dit is my vraag. Hoe belangrik dink jy is dit? Verstaan, want ek dink ons kyk, dis iets wat ek dink ons miskyk as die liggaam van Christus. Ja, ek dink dis baie crucial. Dit is 'n belangrike deel dat 'n gemeente nie net hier is nie, maar dat hy die gemeenskap sal serve in meer as net maniere om te sê ons gaan net 'n uitreik een keer 'n maand doen waar ons na 'n parkeerarea toe gaan en sop uitdeel. Ek dink dis meer om die mense te equip en te leer en te help om te sien dat dit meer is oor ons verhoudings en verhoudings te bou en vanuit dit te kan leef. En dan daai hele ding van soos die liefde van Jesus uit te vat. Want ek weet dis moet my nie, ek sê nie ek ken julle gemeente glad nie. Soos ek mik dit nie op julle gemeente nie, maar ek weet daar is kerke wat uitreik doen met die hoop om mense na hulle kerk toe te bring. Ja. En ek dink nie noodwendig dit is altyd die regte agenda nie. Is om en ek dink net soos baie keer ek het 'n disipelmaker op my show gehad so rukkie terug. En hy bly net ook hier in Wonderboom en hulle het 'n groot ministry wat hulle discipleship doen en mense oplei in discipleship en sulke goeders. En hy het vir my 'n ding gesê wat vir my so cool was, is hy het gesê ons almal is disipelmakers. Ja. Ons almal is. Jy is nie jy weet, dis nie 'n spesifieke roeping op 'n spesifieke persoon om nou discipleship te gaan doen en dan gaan dit wees in die DRC of in Nigeria of wat ook al nie. Waar jy is, en hy sê die ding is wat hy bid elke oggend is, voor hy uit die huis uit gaan is, hy sê Here, berei die grond vir my voor en hy koop my om te gaan plant. En hy sê, elke liewe keer, as hy in 'n plek instap, dan kan hy sien, God het hierdie voorberei vir hom. En dit is so mooi vir my, want ek voel, as ons almal met daai mindset leef van, voor ek die dag by my deur uitstap, en dit is baie moeilik, ek praat nou van 'n utopia, so ek praat van 'n utopia, want ek misluk self in hierdie, maar as ons op 'n punt kan kom waar die kerk so ingestel is op die koninkryk van God, laat ons regtig uitgaan in elke conversation, sonder om 'n bull-on preacher te wees, maar elke conversation dalk as 'n geleentheid sien vir vrugbare grond, waar ons kan saai. Want die realiteit is, dit is eintlik liefde. En jy het dit nou nog gesê, daai persoon is dalk die laaste Bybel, jy is dalk die laaste Bybel waar daai persoon in sy lewe teekom, voordat hy sterf. Soos, dis die liefde van Christus. Die liefde van Christus is,
vertel mense van die goeie nuus. The kingdom of God. Ja, The good news. ja. Nee? En ek dink dit is ek wil dit amper nie koppel aan die kerk dan nie, want toe Jesus gesê het gaan heen en maak disippels van alle nasies, het hy nie gesê gaan eers na hierdie kerk en word deel van hierdie en word 'n lidmaat van die kerk en dan begin jy bedien nie. Hy het dit gegee vir almal. So ek as persoon lees daai vers en ek neem dit op myself. En jy ook, jy lees die vers en jy neem dit op jouself. Ek dink as ons daai mindshift kan maak soos jy gesê het, is dat dit ek is. Ek bid dit en ek vra dat die Here my sal gebruik vandag waar ook al ek gaan. En waar die kerk dalk 'n rol kan speel is om jou te equip en jou die equipment te gee om te sê okay, dis hoe jy discipleship 101, dis hoe jy begin met iemand praat en 'n pad met hulle stap. Is die kerk equip jou, maar die kerk kan jou nie forceer om dit te gaan uitleef nie. So dit is amper, dis deel van die kerk, maar dis ook amper apart van die kerk, want dis op my om dit te doen. So die kerk kan jou help en jou equip om dit te doen, maar jy moet dan die werk doen. Ek love dit. Ek en 'n ander ou het 'n gesprek gehad, juis oor hierdie ding, nee, en dit was vir my so cool geweest. Ons het kind of so, sonder dat ons enige een van ons die definition gehad het, op kind of so, het die gesprek soontoe gelei, dat die kerk is eintlik 'n soos die siekeboeg, as ek dit so kan stel, en die medical tent, of wat ook al, dis soos, ons is op die front lines, ons is besig met oorlog, jy gaan die oggend uit en jy gaan fight in die war, en dan kom jy terug, en jy gaan na die medical tent toe, om aid te kry, soos om jou wonde te smeer, en om whatever, jy weet, jou armor te patch, en dit was vir my nogal cool, jy weet, die kerk, equip, maar restore ook. En dit was vir my nogal soos 'n heavy cool analogy van wat die kerk kan wees. Is 'n equip soos jy nou gesê het, maar ook restore. Kom, kry rus, recoup, kom ons brief, verstaan, voor jy weer uitgaan, kom ons kyk, het daai approach gewerk, het dit nie gewerk nie, was ons effektief, en ek dink dis nogal 'n cool analogy van wat die kerk kan wees. Ja, want kom ons sê daai 200 mense wat in jou kerk is 5000, hoeveel ook al mense in jou kerk is op 'n Sondag, en die een persoon bring byvoorbeeld die pastoor, praat met hierdie mense, en hierdie 200 mense gaan met die boodskap uit na waar hulle werk. Hulle werk in verskillende plekke. Hulle is betrokke by verskillende goed. As hulle 'n halfte van daai wat hulle ontvang het daarso vir iemand anders te gee en jy hou die halfte vir jouself, is dit klaar 400 mense wat 'n halfte van iets ontvang het. En dan so gaan dit aan. So dit is meer as net wat gebeur op 'n Sondag. Dit is meer as wat ek kry. Dis wat ek deel. Want jy kan hoe werk 'n idee? 'n Idee is net 'n idee tot jy dit toepas. En dis dieselfde met skrif. Skrif is jy kan die hele Bybel uit jou kop uit ken, maar as jy nie een van die principles apply nie, beteken dit niks nie. Ek love dit. Daai is baie cool. Weet jy? Ja. Ek wil nou nie altyd hypotheticals praat. Ek wil nie altyd hypotheticals praat nie, maar ek love wat jy sê van daai apply the word. Jy weet daai hele ding van, en ek wil eintlik vir mense 'n challenge. Ek wil vir julle 'n challenge gee. Ek dink ons kan beweeg na afsluit toe, maar ek wil 'n challenge aan mense rig, want en ek wil 'n storie nie, maar 'n vinnige verduideliking gee hoekom. Ek het so rukkie terug. Toe sit ek in die kerk. Toe die duiwel wil nie hê ons moet hierdie challenge doen nie, maar nou gaan begin daai ding weer geraas maak. Maar ek het in die kerk gesit so rukkie terug. Toe die volgende oggend, maand of dalk was dit al die middag, ek kan nie onthou nie, maar kom ons sê kort tydperk na ek in die kerk was, toe probeer ek dink waaroor die pastoor gepraat het. Toe kon ek nie onthou nie. En toe dadelik toe kom daai parable of the sower in my kop op, in my hart op, van jy weet die onkruid het die goeie saad opgevreet, of dalk hierdie volsit kom pik. In elk geval. En ek dink so by myself, challenge yourself nou om te onthou, daai week, dit wat die pastoor gesê het, te gaan vat en dit te gaan practice. Ek sê nie jy moet net dit practice nie, maar tot 'n mate toe te pas in jou lewe, presies wat jy nou gesê het. En ek wil julle challenge vandag en sê, as jy nou hierdie kyk,
probeer gou dink wat jou pastoor oor gepreek het Sondag. Dis letterlik gister. Ja, exactly. Ja. Soos probeer net vandag dink. En moenie 'n video gaan kyk of so nie. Sê net vandag. Waaroor het jou pastoor gepreek? Ek beloof nie, maar ek dink baie min van julle kan onthou wat hy gepreek het. En dit is waar die application so belangrik is. Ek dink as jy dit gaan toepas in jou lewe en dit weer eens, hierdie goeters is alles amper soos 'n nie 'n indoktrinasie nie, dis nie die woord wat ek soek nie, kondisionering is om eventually op 'n punt te kom waar dit tweede natuur word. Laat jy in die kerk instap, jy vat wat die pastoor sê en jy pas dit toe in jou lewe. Ja. En dit moenie wees van 'n opsetlike ding nie. Eventually moet dit 'n natuurlike ding wees. Want ek dink dit is wat Christianity so special maak eintlik is en die Bybel so special maak is as jy die Bybel lees en jy apply dit wat jy lees, soos jy nou sê, in jou lewe, naderhand is dit nie 'n opsetlike ding meer nie. Dis net soos van natuur. En wat sê Jesus? Hy sê you will know them by their fruit, die eerste ding, maar die tweede ding is hy sê how will people know that you are my disciples? If you follow my commands. Ja, as jy dit uitleef. Ja, They will see that you love me. Exactly. So dis 'n challenge vir julle, maar dis nog steeds 'n challenge vir my ook. Vir my ook. Ja. Maar ja, Bussie, ek dink dit was regtig 'n cool gesprek. Ek sal jou graag weer wil nooi. Daar kan ons bietjie meer in sekere rigtings gaan want ek dink die jeug is belangrik. Ja. En ek wil jou graag nooi. Sommige hier is die invitation, die uitnodiging. Ek wil praat oor die disconnect onder ons jeug op die stadium. Want ek dink ons is die most connected Maar society in history, maar ons is die most disconnected aan mekaar, personal. En ek dink dit is nogal ietsie wat ek graag wil oor praat. So as jy weer so gelei sal voel om by my te kom kuier, dan dink ek ons kan dalk vir mense soos 'n practical application gee van hoe om connected te wees. En ek dink jeug speel 'n groot rol daarin, soos of dit dalk 'n beginpunt is kom Vrydag aand jeug toe. Connect met die mense, los jou foon dalk by die huis. En ek weet nie of jy dit so ervaar nie. Ek wil jou eintlik vra, sien jy dit? Ja, dit is 'n baie groot ding. Ek dink 'n foon vir 'n tiener of vir 'n jong mens is alles vir hulle. Ek op 'n tyd het ek die fone ingeneem. En dan sien ek hoe moeilik is dit vir hulle om jou die foon vir jou te gee. So dis ietsie wat 'n groot rol speel in hulle lewens op die oomblik. Maar sodra hulle besef dat my beste buddy sit hier reg langs my en hy het gebed nodig of ek kan pool speel of ek kan buite rondhardloop of sokker speel. Vir 'n tyd het ons sokker gejol en almal het saam gespeel, die meisies ook. Lekker. So dis ietsie wat sodra hulle dit laat gaan het, dan is hulle oor dit. Yes. So net om hulle te bring op die punt om te besef en te laat gaan van dit. Nice. Dis 'n groot punt. Ja. Cool man. Dankie, Bussie. Ek waardeer dit ou. Dankie dat jy kom kuier. Het jy laaste gedagte wat jy graag wil deel of ietsie? Nee, ek dink het gesê wat Jy ek happy? wil sê. Ja, ek dink dalk gaan my vrou nie so happy wees nie. Ek het 'n vrou en 'n kind. Ja, Tisha gaan baie trots wees op jou. Ja. Ek kan sien, sy's 'n proud wifey. Ja, ek's ook 'n proud husband. Ja, julle is great, julle is awesome mense man. Ek het dit regtig geniet. Ek dink dit was 'n lekker chat en ek dink daar's 'n paar lekker daar's 'n paar golden nuggets hierso vir mense wat hulle kan vat. Ek dink daar's 'n paar lekker goed waarmee ek lekker geresonate het en ek dink wat so belangrik is vir mense om eintlik net te besef en daar kan dit die samevatting wees van ons gesprek is net soos God is daar en hy's daar, verstaan, hy's die pa wat op die stoep staan en wag vir sy seun om by die pad afgestap kom en wat vir my so mooi is van daai parable van die verlore seun is wat is 'n vergelyking, dis die Afrikaanse. Die vergelyking van die verlore seun is dat die pa het begin hardloop na sy seun toe en ja, dis vir my so spesiaal, verstaan, God is altyd reg om vir ons weer die ring aan te sit en die
die cloak, die mantel, Ja, die mantel. die mantel weer aan te trek en te sê, prepare vir my, berei vir my seun die vetgevoerde kalf voor en God wil jou help. Ja. God wil ons help. Ja, Definitief. Ja. dankie man. Dankie dat jy kom kuier het. Baie dankie dat ek kon deel wees. Waardeer dit reg. Dit was dankie. awesome. Ja. Julle, thanks dat julle saam met ons hierdie gesprek geniet het, hopelik. En ja, as julle enige vrae het of enige ietsie wil weet of dalk nie saam met ons stem oor iets wat ons gesê het nie, is julle welkom om ons te laat weet. Ons is nie perfek nie, ons maak foute. So maar ons besef dit nie altyd nie. So as jy dit vir ons wil uitwys, is julle welkom om dit te doen, maar so hoop julle het die gesprek geniet en ons hoop julle het Busy se storie geniet. En ja, ons hoop vir almal van ons. En ons hoop om julle in die volgende episode ook te sien. Dankie dat julle ingeskakel het. Totsiens.